na eensaamheid, o laat my dwaal oor velde wei, daar deur in die bosveld, daar wil ek bly, daar deur in die bosveld, daar's rus vir my, deur in die gedrewe, daar wil ek lewe, in vreedsaamheid en stilte gaan die tyd verby. Groen doringbome fluister omheen, rustige drome, drome ek alleen, skoon wintermaande, sterrelig aande, oral is skoonheid, elk lewe te sien. Daar deur in die bosveld, daar wil ek bly, daar deur in die bosveld, daar's rus vir my, deur in die gedrewe, daar wil ek lewe, in vreedsaamheid en stilte gaan die tyd verby. Is dit vir my 'n baie groot voorreg om vanoggend hier laat Augustus in Groot Marico te wees. Nou vir u, die kyker, baie van julle het al gehoor van Groot Marico. Dis 'n oulike dorpie, dis so regte pure bosveld. En hier's twee baie besonderse gaste wat ek vanoggend ontmoet het. En hulle het die oulikste museum wat julle nou gaan sien wat hulle hierso op Groot Marico het. En as julle ooit hier verbygaan en julle stop nie hier nie, glo vir my sal ek dit uitvind. Nee, dis net 'n grappie. Baie dankie vir die voorreg wat ek nou vanoggend met julle kan praat. En natuurlik die baie bekende Herman Charles Bosman. Vertel ons so 'n bietjie van Groot Marico, van die geskiedenis. Ek weet niks van hierdie pragtige dorpie van julle hierso op pad Ceres toe nie. Ek is Santa van Wart. Ek werk. Ek is Egbert. Dis Egbert. Ons is hier vir En hier is die vriendelike honde. Dis Prinses Julie en dis Pirilei. Okay. Ek is die museum, die Herman Charles Bosman Lewende Museum se bestuurder hier op Groot Marico. En jy weet hoekom mense Groot Marico toe kom, gaan gewoonlik oor 3 dinge. Die eerste ding is, jare gelede het ons agtergekom, hier kom mense van oorsee en van oral oor, en dan sê hulle, maar hulle het nooit besef dat daar 'n dorpie soos Groot Marico bestaan nie. Hulle het gedink dis net in Herman Charles Bosman se stories, en hier kom hulle en ontmoet regtig waar mense wat in die dorpie bly, en selfs mense wat nog dieselfde van het as wat Bosman oor geskryf het, Yuri Stein en sy voorkamer stories, en die Lemmers was nog hier. So mense kom na die Groot Marico toe oor die stories wat Herman Charles Bosman geskryf het. Hy het meer as 100 kort verhale geskryf oor die mense van Marico, in die kort tydperk wat hy hier 'n onderwyser was, in die distrik van Groot Marico. En dan kom mense ook Groot Marico toe oor die Mampoer. Daar was baie stories. Julle moet nou mooi luister. Ek dink nie ek moet vir julle die stories vertel nie, dit moet ek oorlaat aan die Mampoer stokers. Want Mampoer gaan maar oor sy stories, en Marico is 'n harde wêreld, en mense wat hier bly moet dit kan vat, en in die ou tyd het elkeen maar sy eie dop gedistilleer. So Mampoer is die ander rede hoekom mense na die Groot Marico toe kom. Waar Marico sy loop, deur die boswêreld kerf,
is die middel te koop uit die oudheid geërf. Oor 'n stadige vuur word die voggies berei, om dan suiwer en puur in die bottel te gly. Het jy dalk 'n skeet en gun niemand het raad, sê ek jou want ek weet, dis al wat sal baat. Dit laat swak harte klop, dit maak vaal vroutjies vraai. Dit vreet maagwurms op, dit laat wors beter braai. Dit herstel die ozon, dit olie jou gas, brand jou uitlaatpyp skoon, sit pit in jou kers. Al wat vas is raak los, al wat los is raak vas, tot jou tandsteen word bros. Waar jy spoeg, vrek die gras. Maak sterk manne swak, gee klein ouetjies brul. Dit maak kwaai perde mak. Dit laat ou merries vul. Dit het skop, dit het krag, dit het vonk, dit het vuur. Dis meer as net 'n dop. Dis Mariko kultuur. Dis die gees van die vrug wat jou grondveste roer. Dis beroemd, dis berug, dis Mariko Mampoer. Stoele. En dan wat ek agterkom, hier was hierdie afgelope naweek juis weer 'n voelklip. Want Mariko het die tweede hoogste voel hoe sê mens Populasie. populasie, Ja. verskeidenheid Verskeidenheid, in ja. die land. Nou KwaZulu-Natal het die meeste, maar Groot Mariko die tweede meeste, wat beteken dat jy oor 400 verskillende soorte voelsoorte hier gaan aantref. En mense kom hiernatoe oor die natuur, oor die bome. Op enige gegeewe oomblik as jy 'n paar ure hier wil rondloop, gaan jy oor die 200 verskillende soorte boomspesies Genade. identifiseer. Ja. Omdat ons so groot ook 'n groot verskeidenheid het van veld tipes wat ons hier kry. Ons kry van die Hoëveld tot in die Bosveld, hier waar ons is die Middelveld. Dan het ons die Mariko rivier wat hier loop waar jy jou rivier spesies gaan aantref. So bome en voëls is hier baie. Mense wat belangstel in die natuur, kom Mariko toe want hier kry hulle regtig waarde om bome en voëls te sien wat jy nie op Ook ander die plekke. laaste skoon rivier in die land, Ja. wat nog gegradeer is as natuurlik. 'n Rivier. Watter rivier is dit nou? Die Groot Mariko. Groot Mariko rivier. Ja, ons voer 'n voortdurende stryd teen die myne wat hier wil kom. Myn in ons opvanggebied, rivier se opvanggebied. So ja, ons is baie bewus daarvan. Sal jy hulle wen teen hulle? Dit is nou nie in ons ons hande nie, maar ons doen ons bes. Ja, dit sal natuurlik 'n ramp wees. Ons het 'n groot verskeidenheid mense hier wat saamwerk om die myne uit te hou. Vir die oog van die Mariko rivier, ons spring so 32 km van hier af in die Hoëveld. En dan vloei dit nou, die Mariko rivier vloei deur die berge en deur die vlaktes tot hier in Groot Mariko en van hier af weer verder na die Mariko Bosvelddam toe. Van die Mariko Bosvelddam af weer verder tot by die Molateri dam. En waar die Mariko rivier en die Krokodil rivier mekaar ontmoet, word dit die Limpopo rivier. So hierdie is eintlik die verste oorsprong van die Limpopo rivier. En wat Egbert gesê het, ons is die laaste skoon rivier in die hele Gauteng en Noordwes wat nog met 'n AB gradering gegradeer is. Dit beteken dis virgin water, dit beteken dis water wat ons nog net so kan gebruik. So tot hier voor die dorp gebruik ons nog die water net so. So by so dat dit vir ons 'n groot slag sal wees as enige mynbedrywighede hier gaan plaasvind. Jy vra of ons gaan wen? Ons het al een of twee maatskappye spesifiek het ons al reg gekry om dit so ver te kry dat hulle nie hulle dit was 'n wat sê Te ontgin. prospekteerregte, Ja. om prospekteerregte te kry. So op die oomblik is ons nog weer besig met 'n baie groot Daar's baie, daar's 'n klomp aansoeke. Al die De Beers is ons Ja, nou ons- besig om te veg, ja. al die kyk, dis nie net die Mariko
die Mariko oog word betrokke is nie, as ook die Malmani oog en die Malopo oog. Al hierdie gebiede word nou geteken deur die maatskappye. So dit lyk definitief asof hulle presies daar wil gaan myn waar die ondergrondse waterbronne is. En in hierdie droë noordweste is dit natuurlik vir ons, vir mense van baie meer belang om skoon water bruikbare water te hê. Ja, dit sal 'n ramp wees, nee. Ja. Maar dit Nou- bring die mense van die Mariko bymekaar. Jy weet, ons is almal baie bewus daarvan dat ons regtig net rentmeesters is van hierdie wonderlike stukkie wêreld waar ons kan bly. En wanneer ons so 'n bedreiging het, besef ons wat die waarde is en wat ons verantwoordelikheid is om wat ons hier het te beskerm vir ons nageslag. So wanneer daar sulke aansoeke kom, dan bring dit ons mense bymekaar en ons staan saam. Ja, soos op die oomblik is ons besig om regtig teen die beurs aansoek vir diamante, het ons daarteen te velde getrek en voorheen was daar 'n nikkel aansoek, want die plek is ryk aan minerale, maar 'n mens moet jou prioriteite bepaal en jy moet besluit wat is vir jou die belangrikste, geld of lewe. Wat is positief op Groot Mariko? As mense hier kom kuier, dan sê ek vir hulle, hier kan jy vry asemhaal, ons het onbesoedelde lug, ons het nie die nywerhede nie. Die geskiedenis en die kultuur van hierdie plek is baie ryk. Jy sal later miskien met iemand kan gesels oor die geskiedenis van die Anglo-Boereoorlog en die vroeë oorlog tussen die swart stamme. Dis 'n baie ryk geskiedenis. En dan ons natuur, dis positief, dis wat ons bewaar. En dan die feit dat klein handjievol mense byvoorbeeld bereid was om te sê, kom ons doen iets om die skrywer Herman Charles Bosman te vereer, omdat hy soveel gedoen het vir Groot Mariko, vir sy stories, maar ook deur sy skryfwerk. Hy word vandag nog beskou as een van die beste kortverhaalskrywers in die wêreld. So as jy sê wat is positief hier, net die feit om hier te kan bly en die feit om hierdie plek te kan besoek, wat nog eintlik nie, soos Egbert altyd sê, platgeslaan is deur die gees van materialisme nie. Ja. The first grandchild recorded in the Milan family Bible was Herman Charles Bosman. His mother, Lisa, like all her brothers and sisters, was born in the Cape. And from her came the quicksilver spirit that revealed itself in the magic of the things that Bosman wrote and lived. Sometimes that same spirit created havoc that engulfed him and those close to him. He was educated at Krugersdorp Preparatory School, Potchefstroom College, Jeppe Central, Jeppe High, and Houghton College, from where he failed to matriculate. His maths was abysmal. Eligible only for a teaching diploma, he attended Normal College and the University of the Witwatersrand, raising hell in both. At the age of 20, he acquired his diploma and a wife, in that order. The weekend before he was to leave for his first teaching post, he borrowed £5 from Vera Sawyer and married her under the name Herbert Charles Boswell. When we left the Normal College, I was sent to a farm school in the Eastern Transvaal, and he to Groot Mariko. The school at Heinweerberg, to which Bosman was sent, was typical of the small farm schools of the time, generally run by one or two teachers. He boarded with a local family of which the mother was a district nurse. He also acquired a rifle which he took back to Johannesburg when he went on leave.
Wanneer ons almal saam speel, dan speel ons. Maar as ons werk, dan werk ons. Hey, water! Hierdie ding gaan nou weer kook. Rietfontein van ID Du Plessis. Jy nog, ken jy die gedig? Ja, meneer. Nou, kom laat ons hoor. By Rietfontein se leiding, as die reier staan en droom, en gepluimde peerboomtakke bloeisel sprinkel oor die stroom, word op maanbepoeierde nagte nog 'n sombere tafereel van haat en lus en liefde deur gestorwenes afgespeel. Wit is die water en blond is die maan, en bly is die paar wat gearm daar gaan. Versilverde bome ruis in die laan. Wit is die water en blond is die maan. Wie is dit wat daar so doelbewus gaan? Bewe in die laan. Wit is die water, maar bleker die maan. Kortstondig, soos die dou wat smorens skitter op 'n roos. Kortstondig was die enkele uur van samesyn en troos. Op bloedbevlekte bloeisels lê die paartjie in die laan, terwyl 'n swart gestalte Dis baie mooi. Wat is jou naam? Het hy dag, meneer? Baie dankie, gaan sit maar.
was 'n lig wat skyn in die venster. En ons huisie daaronder in die vlei. En ek weet dat my moeder nog daar bid, want ek weet sy verlang nog na my. As die lig daar so brand in die venster, dan weet ek dis geplaas daar vir my. Om my altyd waar ek toch mag swerwe, veilig deur die gevare te lei. In die lig van die lamp sien ek haar sit, as sy wieg in haar stoel heen en weer. En ek weet as sy so sit, dan bid sy dat ek eendag na haar terug moet keer. As die lig daar so brand in die venster, dan in drome gaan ek terug na my huis, want ek verlang na haar en haar liefde. En ek hoop dis die eind van my reis. En so brand die ou lamp in die venster, en geduldig wag sy nog op my. Ontmoet ek haar nooit weer hier op aarde, in die hemel sal ek haar weer kry. Met die avondskadies kom, bittersoet herinnerings van die een wat ek bemin, en ver van my is. Elke aand bid ek vir hom, dat hy gou weer terug moet kom. Groot geluk vir my sal bring, terwyl ek wag. Dit is so baie lank, dat ek moes wag vir hom. Nou kom hy spoedig weer, om my saam met hom te neem. Bittersoet herinnerings was my lot van dag tot dag, maar dis nie meer baie lang. Dan is ons saam.
nie meer baie lang. Dan is ons saam. Daar's 'n volmaan in die hemel so blauw. Ek verlang weer vanaand na jou. Dis die meisiesafdeling van Groot Mariko Groep 2 skool gewees. Dis die seunsafdeling van Groot Mariko Groep 2 skool gewees. Daar is die watertorentjie gewees waar ons water vandaan gekry het. En daar is die eetsaal. Daar was dan na die voorpunt. Waar staan na die voorpunt. Dit is die lese van Groot Mariko Groep 2 skool gewees na die voorpunt. Nou vertel ons so 'n bietjie geskiedenis. Jy het nou self hier skool gehou. Hoe oud is hierdie skool en waarvoor is hierdie skool nou eintlik gestig gewees? Jo, ons sal moet na die Is daar hoeksteen? Daar's 'n hoeksteen daar. Okay. Ek kan nie onthou presies wanneer dit gestig is nie. Maar ek het in 1962 as 'n graad 2 dogtertjie wat op die plaas was, hier kom bly. En hier in die koshuis gewees. Tot ek in standaard 8 in 1970 na Swartruggens Hoërskool toe gegaan het. En ek het in 1989 teruggekom hiernatoe as 'n matrone vir 6 maande, want ek was in die plek van iemand wat siek geword het, 'n matrone tot sy weer gesond is. In 1995 het ons het dit 'n laerskool geword, Penjubotle Primary. Toe was ek vir 9 jaar hier en het ek 9 jaar hier skool gehou. So ek was baie lang tyd. Ons eintlik maar tragies as jy sien hoe lyk die plek, nie? Ek het erger verwag, hoor. Ek meen hierso is die baie bekende het van Verlangekraal geskiet. En dit is eintlik as 'n mens hierso staan, dit bring maar weer moed. En ek hoop dat die wat hierso skool gegaan het, miskien dalk eendag weer 'n draai sal kom maak om net daai goue herinneringe wat julle as kinders hier gehad het, weer sal ervaar. Jy moet nie vergeet van dit is nou die 300 kinders wat jaarliks van Johannesburg hiernatoe gekom het. En toe die skool toegemaak het in 1976, omdat dit 'n spesiale skool geword het, het die ouers besluit hulle gaan liewer 'n skool in die dorp bou, want hulle wil nie hulle kinders saam met spesiale skoolkinders laat bly nie. Toe is die skool na dit is die spesiale skool toegemaak en toe dit 'n veldskool geword. So met ander woorde, dit was Groot Mariko Groep 2 skool. Dit was 'n spesiale skool. Dit was 'n veldskool en vandag is dit Penjubotle Primary. Vertel 'n bietjie, as dit nou skoolvakansie is, hoe het julle met die trok van hier afgery na die stasie toe en hoe die tasse opgelaai was en ons het daai wonderlike dae. Ons het met die beeslorry, nie ek nie, maar ons het 'n mylkar gehad. Almal sal onthou Ina wat op die mylkar gery het. So. Maar die kinders wat van Johannesburg afgekom het, in die oggend is al die tasse opgelaai op die beeslorry en dan die beeslorry die tasse by die stasie gaan aflaai, dan die beeslorry teruggekom en dan het hy al die kinders opgelaai na die stasie toe sodat hulle kan huis toe gaan. En as hulle terugkom huis toe van die skool af, van die huis af terugkom, dan het hulle eers die kinders gebring en hier by die koshuis afgelaai, dan moet die kinders hier voor die saal staan en wag vir hulle tasse. En wanneer hulle tasse kom, het hulle na hulle huise toe gegaan. Want daar was 'n onderwyser in elke huis
wat verantwoordelik was vir die kinders. Dit was so 'n kamer met 'n badkamer. Hulle het dit so gewoonlik soos 'n woonstelletjie vir hulle ingerig. Met alles dat hulle kan vir hulle koffie maak en iets maak om te eet. Maar in die eetsaal het ons elke maand het jy van tafels verander. En dit was die grootste nagmerrie, want jy het nooit geweet waar gaan jy sit nie. Almal moet in sulke lang rye staan. Hoekom? Ek weet nie, hulle het gesê die kinders moet meng. Jy moet elke keer dan is die prefekte en die groot kinders uitgehaal as tafelprefekte aan die tafels gesit, die groot en dan moes almal instap in die daar's 4 dogters aan die tafel en 4 seuns. En daar was 'n seun en 'n dogter. Hulle het ons die heeltyd so geskuif. En Saterdag het ons op die gras pap en wors gekry. Want ons het nie in die eetsaal geëet nie. Die kos was buite gesit. Ons het hier buite gesit, pap en wors en partykeer toebroodjies en wors. Maar hulle het altyd vir ons op 'n Saterdag wors gebraai. Hier rond was ook redelik gevegte gewees. Hier by die klein koppietjies op Doornhoek. Daar het hulle nogal taamlik geskiet gehad. Ek het nogal taamlik patroondoppies en so opgetel. Tuis beson is met die stormloop van Mafeking. Kyk, daar moet mens sê, toe die oorlog begin, toe sit die boere met die dilemma, ons is nou in oorlog met Brittanje, wat maak jy? En dan sê boere, kyk jy in die Bybel, en jy beleer die stad. Wragtig, en daar hulle gaan beleer die stad. En generaal Snyman het tot in sy glorie Mafeking gesit en beleer, hy het 'n paar swartes doodgeskiet wat daar onkant gewees het. Maar hulle het Kimberley beleer in die ander plekke soos u self weet. Maar verder nie eintlik iets gedoen nie. Tot die Engelse nou genoeg troepe ingery het. Dat hulle nou oormag word. Dat hulle oormag word. En toe hulle nou daar uitpeel toe het dit te moeilik gegaan. Kyk, Jameson voor die tyd is ook hier verby. Hy het ons van Mafeking af, eintlik van Botswana af omgekom en dan by Kreeusdorp. Hy is Kreeusdorp toe, maar ek was gister toevallig op die Jameson pad wat ek vir ek het die plaas daar so wou die grond hier, die plaas Strydfontein. Die ou Jameson pad loop daaroor.
interessant, hier in die klowe, daar was heuns wat 'n watermeel daar gehad het. My magies. En omdat dit heun was dit half Engels. Toe het hulle half oorgesien, tot hulle agtergekom het ou heun maal vir die boere mielies en koring. Toe het hulle sy watermeel opgeblaas. Die meel behoort tans aan Thys Beson. Goed, Thys is nou dood aan sy seuns. Daai plekkie waar die water. Vreeslik 'n mooi plekkie daar in die kloof. As ons nou van watermeel, ekskuus, is nou heeltemal van die oorlog af. By 'n watermeel was daar altyd 'n paar hokke. Want niemand het geld gehad. Hierdie ou kom om te maal en hy bring 'n hoender. Hierdie ou bring 'n gans. Hierdie ou bring 'n speenvarkie. En so aan. Ja. Terwyl ons van die oorlog dan moet praat, ekskuus, ek wyk nou af want kop is los. Die slag van Kleinfontein, wat hier langs die Groot Marico pad is, u weet waar dit is. Ja. Oom Frikkie Koetser, hy was kommandant Koetser, kolonel Koetser later gewees. Hy die storie, ek het dit nogal op papier ergens, soos hy vertel het. Hulle dag gesit en wag, generaal Lemmer, hulle sou pad gegee het, sodat die Engelse dink hulle vlug. Toe die klomp waans, vreeslike klomp voorraad, het van Swartruggen se kant af deurgekom. In daai tyd was dit kaal veld hier gewees. Kyk, hier self was ook nie bome nie. Dit was grasvelde. Maar toe hulle daai rand die klomp opkom, toe het hulle daar in 'n kolletjie boekenhoutbome gesit. En toe die Engelse nou binne skiet afstand is, toe roer hulle. En die Engelse is daar so, en die drywers hardloop daar se kop aan die ander kant. Hardloop daar in die kop en los alles net so. En wragtig tipies van Bokkoors, neek hulle agterna. En daar's 'n hele klompie boere doodgeskiet. Wat eintlik nie nodig was. Daar is 'n monumentjie met al die name en daar is verskillende plekke was daar grafte. Ek weet om 10 hulle het die grafte uitgehaal en Ceres toegevat vir 'n gedenkmonument, maar sulke goed. So die boere wat daar doodgeskiet is nie daar begrawe nie. Daar is van hulle in die omgewing, maar omdat dit die omgewing se mense is. Ja. Is meeste op die plase begrawe. Ja. Hier onder in die eerste Grobler se begraafplaas is byvoorbeeld 'n Gert Grobler begrawe gewees. Hy's ook opgegrawe. Hulle het hom deur die hoedband geskiet toe hy oor 'n klip kyk. Oom Stoffel Wolf Snyman. Dit was 'n swaar van my oupa. Sy dogter het met 'n ouetjie uitgegaan wat vreeslik blink was. En die mannetjie kom toe hier op Kwaggafontein aan in 'n Engelse uniform om nou brein te wees. En toe moes hulle hom ongelukkig die aand daar begrawe, want dit was toe 'n boer. Maar hy is toe nou doodgeskiet. So hy het nou nie die klere gehad nie, so die Hy uniform aangetrek. Hy het klere gehad, maar hy het nou probeer windgat wees met die uniform. En dit het hom sy lewe gekos. Sê vir my maar dit sulke goed word daar nie oor gepraat nie. Hoekom nie? My oupa het gesê daaroor sê mens niks. Enige iets wat 'n bietjie gevoelig was, daaroor sê mens niks. My oorlede oupa het baie van gevegte gepraat. Hy het nooit van iemand gepraat wat hy self geskiet het nie. Hy het wel toe sy broer Gert, Jackie se oupa, is met die stormloop van Lichtenburg geskiet. Deur die keel, as ek
Maar hy's daar geskiet. My oupa het teruggegaan en sy broer gaan haal. En hierso by Buffelshoek, kyk ekskuus, dit is net dat dit nie met hom na hom moet ry nie. Ek haat die klomp honde, maar my vriendin glo daar moet honde in die huis wees. Ja. Ek wou graag perde op inbring, maar lyk my dit sal nie werk. Maar met veldkornet Snyman wat geskiet is, toe my oupa en oom Gerry hom gaan haal. Hy was toe dood geskiet. Ja. En na die oorlog, waar is hy begrawe? Hy's op Buffelshoek begrawe. Daar was 'n paar grafte. Die ou generaal is hierso op dinges begrawe. Die generaal is nie doodgeskiet nie, ekskuus tog, dit moet ek sê. Dis sy seun en ek dink 'n skoonseun van hom. Maar die ou generaal is hierso op Witrand begrawe. Op 'n privaat plaas of? Ja, op die Snyman se plaas, op die plaas Witrand. Ja. Hy was ook 'n vrederegter. Dan as 'n swarte ergens iets verkeerd gedoen het, dan jy net 'n briefie geskryf. Slaat hom. En dan gaan hy met die briefie na die generaal toe. En dan is hy geslaat. Ja. Wat ook pragtig was. Maar ek weet een keer hierso in 14 se tyd toe het die mense mos maar 'n bietjie oor politiek verskil. Toe was van die Grobblers en die Snymans half in 'n woordewisseling daar. Toe Jackie se oupa, oom Gerry, het daar gestaan en vir die Snyman gesê, wat sien ek so op my voete? Is dit nie jou pa se bloed wat ek uitgedra het nie? Wat het hy daarby bedoel? Hy die lijk uitgedra en die bloed was op hom. En toe dit nou met die rebellie was, toe begin mense mos toe nou anders te dink. Ja. Maar dit was met die 1914 rebellie. Ja, dit was met die 14 rebellie. Want kyk, toe was party van die mense Smitsmanne, baie van die Snymans was toe Smitsmanne. O, genade. Een van die pragtige dinge wat ek ook van die Snymans kan praat, Cachet het mos hier ingekom. Kyk, hierdie is hervormde wêreld. En gereformeerd. Kyk, daar waar jy is nou min doppers. Baie van hulle het nou wat noem jy? Maar tot bekering gekom. Ja, dit kan ook wees. Vir elkeen wat dopper wat uitgetrek het, het 'n Christen ingetrek. Maar in elk geval, daar was 'n ou oom wat hom groot laat doop het daar. Want my oupa het van wederdopers gepraat. En die ou oom is toe nou gedoop daar. En kyk daar, waar Kobus hulle is daar, elkeen het mos maar 'n ou lyntjie en 'n besproeiplekkie gehad. Toe is hy groot gedoop daar. En 'n rukkie daarna, toe sê hy, toe hy die dam oopgemaak het en die tomaties nat gelei, die volgende dag toe lê hulle alles plat, soos die sonde hulle gebrand het. So die doopery het nogal gewerk. Jy het iets interessant gepraat van 'n Bason se graf. Ja, wie was hy nou gewees? Dit was dan die vader van die Basons wat tot hier gekom het, is op die plaas Kaalplaas waar Molemani, ons het altyd Malmani gesê, maar deesdae is die uitspraak glo Molemani. Hy's daar ergens begrawe. Maar oom Tien hulle het daar Jackie se oom vreeslik moeite gedoen om die graf op te spoor, maar hulle kon nie die graf opspoor daar nie. Maar sy vrou
is Tannie Sali. Is hier oorkant. Sy is die eerste een wat daar begrawe is. Salome. En Was dit nou op jou plaas? ja. Sy daaronder, dit was kaal wêreld daai gewees. Nou is dit 'n olienoutbos. Daar 'n vuurslaanbos wat ons nou noem. Dis eintlik harpuisbome. Osaroa. Maar ons het hom vuurslaan, want as jy 'n tak vat en jy breek hom af, dan het jy dadelik 'n ding om mee vuur te slaan. Sy het onder die boom altyd gesit en Bybel lees. En toe het sy gesê sy moet daar begrawe word. Daar's so 'n sagte kolletjie in die Dolomiet. Dis where after Dolomiet. Heeltemal sag daar kom ook lood uit, hulle by die graf te lood. Dis Jackie se oupa hulle en so sy graf, sy pa is ongelukkig nie daar begrawe. Maar in elk geval op haar graf klip staan: "Wee my nageslag teen die barbare van hierdie land." Ek dink dit is nogal nie moeite werd om die kopklip af te neem. Maar ek dink Jackie het definitief foto's daarvan, want Jackie se hele familie. Kan 'n mens ry tot daar? Ja. Geen probleem. Nou graag gaan kyk. Is daar nog iets besonders in hierdie omgewing, mense of geboue of gebeurtenisse wat jy kan onthou wat hierdie plek so uniek maak? Kyk, almal weet nou van wat vreeslik uniek was van die oorlog was die vrouens wat hier in die klowe weggekruip het. En toe ek 'n jong onderwysertjie was, mense is mos maar lief as jy belangstel, dan vertel almal jou en kom ek wys jou. In die Raaigels het my gaan wys waar die mense daar by hulle weggekruip het. Daar 'n ou koffiemeeltjie, hier lê nogal een. So in 'n ding is in 'n olienoutboom vasgegroei gehad, waarmee die vrouens mielies gemaal het vir koffie, vir pap. Vir pap. Ja, om dit so halwe meel te kry. Ek dink nou aan gebrande mielies. Nee, hulle was ook gebruik vir koffie. Gebrande mielies en koffie vir koffie. Ja, gemaal vir koffie. Is daai koffiemeeltjie nog daar in die boom? Nee, toe gaan wys ek dit vir mense. En toe ek eendag weer daar verbykom toe, het iemand dit vir 'n souvenir. Ag, genade. Dis tragies. Wat onnoosel was. Maar mens verwag nie, kyk as iemand sê hy stel belang, dan jy vat en wys. Dit sou nou 'n goeie bewysstuk gewees het. So in die kloof het daar heelwat mense in daai klowe gaan wegkry. Maar nou, hier in jou plaashuis hang hier 'n foto van die Mafeking se konsentrasiekamp. Ja. Hoekom hang dit hier in jou huis? Het jy familie gehad wat in die konsentrasiekamp was? My ouma se ma is daar dood. My ouma se ma is daar dood. Haar pa is net hier langs aan begrawe. En op die kopklip is sy name Matthys Magiel Johannes Beson. En dan is daar ook genoem ter herdenking aan hulle moeder wat in Mafeking in die konsentrasiekamp oorleef. Ek sal dit baie graag wil sien. Seker. Wat interessant was, Tani Niklaas, wat Snyman was, maar later Beson. Man, dit moet ek jou vertel, dis ook baie interessant. Dis nou soos 'n Beson is. Die Besons bly toe nou hierso. Hier's 'n begrafplaas vir die Besons, maar oom Niklaas hulle is 'n bietjie anders. Oorlede oom Niklaas in Tahani is hier begrawe. Tahani het geleef toe ek klein was. Ek was nog te klein of voor my tyd is oom Niklaas gedood, maar hy was in die 90. Radinotsi het hom genoem. Hy het altyd as die predikant besoek, dan sê hy, vrou, bring gou my kerkhoed, laat ek verdoemnis 'n bietjie hinning gaan bring. Sit hy sy hoed op en hy was glad nie bang
verby nie. Maar in elk geval, hy is hier begrawe. Maar toe is sy dogter Zimbabwe Rhodesia toe daai tyd. Want kyk, hier was mos 'n taamlike transportroete Zimbabwe toe daai tyd. Ja. Ontmoet toe daar Engelsman en sy kom met hom hier aan en hy het swartwaterkoors. En daar sterf hy hierso. En hier sit die Besons nou met 'n Engelsman op hulle hande. Maar vir 'n Beson is dit toe nie 'n vreeslike probleem nie. Hulle werk toe uit, kyk, hy kom van oor die see af. Hier tussen die Besons kan jy hom nie begrawe nie, maar kyk, dit sal glad nie werk. En oorkant regs is die swarte se begraafplaas. Dis nie billik nie, hy's wit. Maar oordat hy oor die see kom, vat hulle hom oor kan die groot pad. En hulle gaan begrawe hom oor kan die groot pad. En wragtig soos dinge verander toe die teerpad kom, nou lê die Engelsman alweer dis kan die groot pad. Maar wat het van sy vrou toe geword? Wie se vrou? Die Engelsman wat toe nou dood is. Nee, ek weet nie wat. Sy was op daai stadium nie met hom getroud nie. So sy het seker maar aangegaan. Sy het maar met haar lewe aangegaan. Ja. Ek verbeel my amper sy is met 'n van Niekerk getroud van die plaas Strydfontein. En ek verbeel my hulle is almal in 18 se griep dood. Hier's geweldig mense in 18 se griep dood hier in die omgewing. En jy weet as mens so na die begraafplasies toe gaan. Yes. Ia Johanna Alet, Dag de Pre, oorlewe in Junie, 9 Junie 1914, leeftyd 39 jaar. Ek sal tot haar gaan, maar sy sal tot my niet wederkeer, na bevrydigende eggenoot, C.H. van Staden. Yes. Hier is ons dogter Johanna Catharina van Staden, gebore, waar staan dit 14, oorlede 21 April. Yes, en dit is nou sulke lekker projekte soos die wat jy nou kom en dan maak jy nou hierdie grafte en goed skoon. Ja. Ai, shame, hulle is ook al stof. G.M.J. Meyer, gebore Nel, gebore 1848. 1 Oktober, oorlede 10 Januarie 1924. De Meheer, den herder, my sal niks ontbreken. Hierdie graf is so oud. Het hy daarom iets hier agter? Hæ? Hier is ons en vader, C.A.B. Meyer, gebore 18 Mei 1847, oorlede 2 Augustus 1924. Hy verwek my siel, hy leid my in die spoor van geregtigheid, om sy naams ontwil. Hier is ons moeder, Johanna Jacoba Aletta Getruida, gebore van Staden, gebore Aletta Getruida, gebore De Tooy, gebore 6 Desember 1868, oorlede 31 Julie 1947. Dank de Vader voor genade.
Hier is mijn eggenoot en vader, Pieter Kalk van Staden, gebore 18 Januarie 1864, overlede 15 Julie 1938. Yes, maar kyk hoe mooi het hulle hierdie graf 'n lijkklip gemaak, nee. Ja, kom alles plaaslik uit die groewe uit. Uit die groewe uit. Hier is ons geliefde seentjie, Willie Jacobus Fourie. 24/1941. Yes. 5 jaar oud, nee. En as jy hier is van Staden begrafplaas. Begraafplaas. En hulle bly nog almal die nasate bly net oor kan die rivier van my. Daai een het ook nog nie 'n naam meer nie. O, hier is 'n naam. Taku van Dijkjorst, 14/12/1941 tot 07/06/2015. Ja, nou die dag. 'n ware Marikojaner. Van Nederland het hy hier kom koop daai plaasie. En hy's oorlede daar en terug en ons hom hier begrawe. Met sy versoek en kanker gewees en met sy Black Label het ons hom daar begrawe. Hoe oud was hy? Kyk daar. Ek gaan nou kyk haar is. Dis is half in die 70s. Dis hier agter is ook nog grafte. Ja, dit is daar. 17 Oktober. Ter gedagtenis aan haar dierbare eggenoot Sarah van Staden, gebore Nadia, gebore eers in die Tweede Vryheidsoorlog 1947. So die kans dat hulle dit vrygespring het nie was kyk hoe kort het hulle gelewe. 47 jaar. Maar jy weet nou daai tyd met die siektes en alles wat daarmee gepaard gaan, ek kyk hoe hierdie graf ingevul het. Hier is ons geliefde eggenoot, ons vader en grootvader, Jacobus F van Staden, gebore 10/1/1871, oorlede 28/5/1956. Salig is die dode wat in die Here sterf. En ek net so omstap. Kyk hoe kyk hom af en nie. Maar jy weet nou kom 'n ou omdat jy hierso bly, dan kom jy hiernatoe, dan maak jy net die plek 'n bietjie skoon. Hier is ons dierbare moeder en grootmoeder, Anna Katharina, gebore van Staden 19/5/1879. Yes. Oorlede 17/11/1966. Ek het Hendrik. Ek weet nie of die Hendrik nou deur is. Ja, ek ken Hendrik. Nou kyk, dis my seun. Ja. Ek en sy pa was kamermaats. Pragtig. Stout gat hy, is dit nie? Hy was daar by nooit gedaan. Ja. Ek het daar ook groot. Ja. Hy wil die dag met julle storie. Was hy nog hier? Hy was wel. Ja. Sê by jy perde? Is hy ry wat? Ja. Ek het gery tot ek nou seer gekry. O. Kyk, ek het gesê ek sal ry tot ek 80 is. Nou goed nou die neuroloog. As ek my kop weerstaan, dan die probleem. En ek bloei maar. Ja. Gelukkig het ek so min harsens gehad met die bloeding was daar baie plek vir breinswelling en bloeding so. Ek het nie soveel feesboek. Ja, of 'n lagreis probleme. Lewe is nie te saam. Sy wil al die perde supposed to. Nooit. Nee, my kleinkinders moet perdry. O. Jy weet ek het my kinders geleer perdry. As hulle kan loop, moet hulle kan ry. Ja. Ou praat hierdie op. Dis
graf nie. Kyk, hulle omdat sy die stammoeder is, het hulle die kopklip vervang. Ja. Wie se graf is die? Dis daai Salome Bason. Ja. Dis waar hy geskrywe is van hoe God beskerm ons teen die onbesnede barbare van ons land. Waar staan dit? Hierso. Ek het nou net daar geloop, ek het nog niks gesien. Of lekker breek. Ja. Die hier gestaan, hier was glad nie bome nie. Die bome het later van tyd hier. Jy kan sien die dikke van die stamme hier. Ja. Maar sy het altyd onder die boom, het sy kom sit in Bybel lees. En toe het sy gesê, sy wil hierso. Hier's 'n sagte plekkie, omdat sy hier gesit en lees het altyd wil sy. Ja, eintlik 'n unieke plek. Hierdie graf van Salome, dis die eerste graf wat in die begrafplaasie begrawe is. En sy het altyd hier onder hierdie ou boom staan. Dit was die enigste boom waar dit nou so woud is. Sy het onder die boom kom sit en Bybel lees. En toe het sy gesê haar wens is dat sy eendag hier's 'n sagte kolletjie grond dat sy hier begrawe moet word. En toe is die ander familie later hier ombegrawe. So haar wens is vervul. Haar wens is vervul, die familie het dit nagekom en die ou kopklip is afgehaal en omdat sy die stammoeder van die Basons is. Veerman. Ons is vandag hier by die ou begrafplaas, die kerkhof in Groot Mariko. Ons kom kyk na die mense wat in Groot Mariko gelewe het en hoe hulle gelewe het. Dit is Sergeant Jacobs. Hy was die belangrikste man in Groot Mariko in sy tyd. Hy was die sergeant by die polisiestasie. Die polisiestasie was onder sy beheer. Tot in 1976 was die polisiestasie daaronder. Toe het hulle besluit, hulle betaal alle jare hier en die regering het hulle eie grond, het hulle 'n nuwe polisiestasie gebou. Nou volgens hier sien ek Sergeant Jacob is in 1982 dood. Ek kan nie onthou of hy tot daardie tyd sergeant by die polisiestasie was nie. Maar in die jare wat die ou polisiestasie was hy al die jare sergeant daar. Nou Ina, jy is al hierso van 1962 af. Nou wat het hy nou gedoen in sy tydperk wat hom nou 'n belangrike persoon maak, wat as mense hier kom besoek af lê om 'n draai te kom maak hier en te kom kyk na sy graf? Sergeant Jacobs was hoof van die polisiestasie. Al die dinge by die polisiestasie, al die arrestasies, onder andere wat Jacob Zuma is deur in die tydperk wat hy daar was, 1963 dink ek, is Jacob Zuma gearresteer deur hom. So ek dink dit is nogal 'n belangrike persoon. Hy het baie
ANC mense gevang in sy tyd hier. Behalwe dit, baie mense wat moordenaars was, skelms, jy kon altyd staat maak op Sergeant Jacobs om sy deel te doen. Nou as ons nou praat van Groot Marico en ons kyk nou na hierdie kerkhof waar ons nou tans staan. Wat so groot ding het nou hierso gebeur behalwe nou met Zuma se arrestasie in Groot Marico wat mense sal vir altyd onthou? Kan jy aan iets dink? Ek het hier groot geword en ek was van 1962 in die koshuis. Elke jaar het 300 kinders van Johannesburg hier in die koshuis gewees, hier skool gegaan en ek dink daai kinders se lewens is gevorm deur Dr. Roos en meneer Noudee. Dr. Roos was die skoolhoof en meneer Noudee was die koshuisvader. Hulle het ongelooflik baie werk en baie liefde aan hierdie kinders bewys. Deurdat hulle daar was vir kinders wat ontspoor was. Is hulle hier begrawe? Nee, hulle is nie begrawe in die begrafplaas nie, maar jy het vir my 'n vraag gevra. Wat 'n belangrike ding het in Groot Marico gebeur? Vir my is kinders nommer 1. En ek het na die tyd 3 Hollander kinders ontmoet wat deur die koshuis hier gegaan het. Dat Sonja en Henry het al 3 vir my een ding gesê. As dit nie vir Dr. Roos was nie, wat het van ons geword? En dan is daar Martin Barnard. Hy het dieselfde woorde gesê. As dit nie vir Dr. Roos was om hulle op die regte pad te sit, waar was hulle vandag? So Dr. Roos het 'n geweldige invloed in kinders se lewens gehad. Maar hy's nie hier begrawe nie. Ek weet nie waar is Dr. Roos begrawe nie. Weet jy wat is die oudste graf hierso by die kerkhof? Dit is die 1918 griep, dink ek. Die griepepidemie, dit is daar iewers. Jorie Jordaan was 'n polisieman by die polisiestasie. En by hierdie polisiestasie het hulle verskriklik gedrink. En Jorie het vreeslik gedrink. En toe kry hy horries. En toe dit was nou by die nuwe polisiestasie, nie die hele oue nie. In die ou polisiestasie se deure is daar duidelike merke soos hy daarin geskiet het. Ek weet nie hoekom het hy by die ou polisiestasie al hierdie gate in die deure geskiet nie. Maar toe was hulle alreeds in die nuwe polisiestasie. Toe het hulle vir hom die dokter ingekry en hom 'n inspuiting gegee. En 2 polisiemanne moes hom oppas. En hy het gelê en slaap en toe besluit die 2 polisiemanne, hulle dis nonsens om die hele tyd te kyk wat ou Jorie doen, ou Jorie slaap. En toe loop hulle. En hulle gaan uit op 'n saak of iets. En toe hulle terugkom te kry hulle vir Jorie dood. Nou Jorie was besig met 'n saak van veediefstal. Tot vandag toe nog. Raak as hulle met veediefstal sake werk, dan raak die dokumente weg. So Jorie vat al die dokumente van veediefstal sake. Dit is oom Sarel Kronje. Hy was vir baie jare prokureur in Groot Marico. Hy was 'n man, jy moes baie versigtig wees om besigheid met hom te doen. Hy was baie slim en het al die draadjies en gaatjies geken van die wet. Waar het hy gebly? Hy het op 'n plaas gebly. Maar hy het in die dorp het hy sy praktyk vir baie jare gehad. En baie mense het bloutjies met hom saam.
Hierdie is 'n baie interessante geval. Die graf is opgemaak en toe sy vrou kom kyk hoe hulle die graf opgemaak het, toe was hy bo op sy aardsvyand, die bankbestuurder se graf. Toe het hulle die verkeerde grafnommer gehad en die verkeerde persoon daar bokant hom opgesit. Toe moes hulle dit als weer kom oordoen en die oom Potgieter op sy regte graf te sit. Nou, wat is die storie van die hoed? Die hoed, hier was 'n pragtige hoed op die graf en hulle het dit stikkend geslaan. Dis verskriklik hoe baie van die grafte ek sien wat gebreek is. Reg. Nee. Dit is Dominee van Graan se graf. Hy was 'n predikant by die NG gemeente in Groot Mariko. Ek was in die koshuis by die ou skool Mariko groep 2 skool. En daar het hy al die hervormde kinders op 'n donderdag saam met die NG kinders laat Sondagskool hou. Toe gaan ek na die dominee, ek is in die hervormde kerk, toe gaan ek na die dominee, toe sê ek vir hom, dominee, ons wil nou regtig nie 2 keer 'n week Sondagskool hê nie. Toe die dominee vir my verskriklik gelag en hy met Dominee van Graan gaan praat. Toe hoef ons nie meer 2 keer 'n week Sondagskool te hê nie. Sy vrou Tannie Santi is nog steeds in Groot Mariko. Sy is nog steeds op die kerkraad, want hulle het hier kom aftree. Tannie Santi doen so baie vir mense as wat sy kan. Al is sy hoe oud. Nou die dag het sy vir die sopkombuis sop gekook en brood gestuur. So, daar's nie 'n einde aan sy vrou nie. Hierdie is eintlik familiegrafte vir my. Dit is my ouma Grootjie, my oupa Grootjie se tweede vrou. My oupa Grootjie se tweede vrou se man. Hy is voor haar dood en sy klein kindertjies gehad toe sy getroud met my oupa Grootjie. So hierdie is my ouma Grootjie se graf. Ek het altyd hierso gesit en bid. Dit was my bidplek. So ek was baie lief om hier te sit. Het hulle op 'n plaas hier naby gebly? Hulle het op die plaas Quarryfontein gebly. Nou hierdie oupa weet ek nie waar hy gebly nie. Maar as jy hier agter kyk, met hierdie name hier agter. Hier is 'n naam op die graf. Jakobus, Frederik Jakobus. Hier's geen sterfdatum nie. Maar hy was baie siek en hy het weer gesond geword. En my pa het hom as oom Kootjie geken. Sy kop was nie lekker nie. Hy het baie snaakse dinge gedoen. En my pa was vreeslik lief vir hom, want hy het soos 'n kind gebly. So hy het baie lekker met die kinders gespeel. Hierdie was die eerste NG Kerk in Mariko. Oorspronklik is die hoeksteen deur Dominee Roos gelê. En hier het hulle later jare, toe hulle die nuwe kerk in 1963 gebou het, dit in 'n kerksaal verander. Elke Paasnaweek hou die NG Kerk van Groot Mariko 'n baie groot fees. Dan hou hulle die Bosveldfees. Hier is uitstallers en hier is die gemeente wat kos verkoop. Almal is baie welkom om te kom. En die hervormde kerk hou hulle karnaval, hulle
in 1 Junie, van die 1 Junie af, dan hou hulle karnaval en dit is ook 'n fees waarheen jy regtig moet kom. Dit is Mangera se winkel. Al die kinders wat hier in die koshuis was, sal Mangera se winkel onthou, want almal het in 'n Mangera se winkel sweeties gesteel. Daar was nie een van ons wat dit nie gedoen het nie. Vandag is dit 'n begrafnisondernemer. Hier is die Rhodes en heel ander kant is Quebeca fietsen waar hulle fietsen bou. Dit was die kafee wat al die kinders geken het, waar hulle vis en chips gekoop het en in breinpapier of koerantpapier toegedraai gekry het. Dan het hulle het sommer hier op die trappies geëet, as hulle ouers kom kuier, waar almal geëet het. Het julle van die koshuis af hiernatoe geloop? Nee, as hulle ouers hulle gekom haal het by die koshuis. Okay. Dan het hulle hiernatoe gekom en die ouers het vir hulle hier vis en chips gekoop. Of by die slaghuis het hulle dalk vleis gekoop en vleis gebraai. Dit het hulle by daai kamertjie.
Rissenburgse wêreld woon nou Jan van Til. Orals bekend is die Bosveldbil, so sterk soos 'n leeu en so groot soos 'n os. Die hare staan so doringdraad op sy bors. Jan, 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 hy is die Billy van die Bosveld. Jan, 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 die man van stal. Jan, 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 die Billy van die Bosveld, oral bekend in die ou Transvaal. Skeer met 'n blaaslambuis gemaak van stal. Hy eet 'n blikkie sardientjies met die blikkie en al. Hy loop 100 myl, hy word nooit moeg. Dan teken hy sy naam met 'n een skarp ploeg. O Jan, 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 hy is die Willie van die Bosveld. Jan, Jan, die man van stal. Jan, 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 hy is die Billy van die Bosveld, oral bekend in die ou Transvaal. Vol in sy sokkies om sy snor te laat krul. Dan borsel hy sy tande met 'n chlorophyll. Hy's breed van skouers, hy staan 6'5". Die lady sê hy het outasen sy lyf. O Jan, 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 die Billy van die Bosveld. Jan, 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 die man van stal. Jan, 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 hy is die Billy van die Bosveld, oral bekend in die ou Transvaal. Af die straat staan die noinkies stil. Hulle is so lief vir ou Jan van Til. Man steek hulle vrouens weg en staan by die deur. Is hulle ou Jan sien kan niks hulle keer. O Jan, 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 hy is die Billy van die Bosveld. Jan, Jan, die man van stal. Jan, 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 hy is die Billy van die Bosveld, oral bekend